19. Ek wil graag al die versies vir u lees. Markus 5 van vers 1 tot 19. En dan het aan die oorkant van die see gekom, die land van die Galileërs. En toe hy die skei gaan, kom daar dadelik in die graftomste gemoed 'n man met 'n onreine gees, wat sy verblyf in die grafte gehad het en niemand kon self met kettinge ontbind nie. Want hy was dikwels met voetkoeie en kettinge gebind en die kettinge is deur hom uitmekaar geruk en die voetkoeie stukkend gebreek en niemand was in staat om hom te tem nie. En altyd nag en dag het hy aangehou om te skreeu op die berge en in die grafste en homself met klippe stukkend geslaan. En toe Jesus van ver af sien hardop en val voor hom neer en skreeu met 'n groot stem en sê: "Wat het ek met u te doen, Jesus? Amen. Allerhoogste God. Ek besweer u by God om my nie te pynig nie." Want hy het vir hom gesê: "Onreine gees, gaan uit die man uit." En hy vra hom: "Wat is jou naam?" En hy antwoord en sê: "Legio is my naam, want ons is baie." Toe smeek hy hom dring om hulle uit die land weg te stuur. En daar teen die berge het 'n groot klomp varke gewy. En al die duiwels het hom gesmeek en gesê: "Stuur ons net die varke sodat ons in hulle kan vaar." En Jesus het dit dadelik toegelaat en die onreine gees het uitgegaan en in die varke gevaar en die klomp, daar was omtrent 2000, het van die kraans af in die see gestorm en in die see verdrink. En die wagters van die varke het gevlug en dit in die stad en in die buitewyke vertel en hulle het uitgekom om te sien wat daar gebeur het. Toe kom hulle by Jesus en sien die beseerde sit, gekleed en by sy verstand. Die een wat die legio gehad het, en dit was bevrees. Die wat het gesien het, vertel toe aan hulle hoe dit met die beseerde gegaan het, en ook van die varke. En dan het hom begin smeek om weg te gaan uit 'n gebied, vers 18. En toe hy die skip klim, het die man wat van die duiwels beseerd gewees het, hom gesmeek om by hom te kan bly, maar Jesus het hom dit nie toegelaat nie. Maar vir hom gesê: "Gaan na die huis en jou mense toe en vertel hulle wat die groot dinge die Here aan jou gedoen het en dat hy jou barmhartig is." Amen. My teksvers, vers 17. Hierdie gedeelte, en hulle het hom begin smeek om weg te gaan uit hulle gebied. Amen. Hier is een van die mees skrifwekkendste gedeeltes in die woord van die Here, waar mense die Here Jesus Christus gesmeek het om weg te gaan uit hulle gebied uit. Dit is 'n vreeslike vermelding hierdie wat die mense maak om Jesus net weg te jaag. Jesus net weg te stuur nadat hy soveel mooi dinge gedoen het. Amen. En die beseertenis verlos het van al die duiwels wat in hom was. Die Galileërs van Jesus om hulle landsgreep te verlaat. En dit is so teenstrydig met die woord van God, waar die mens die begeerte ten alle tye het dat Jesus tog by julle sal bly en Amen. sal wees. Yes. Waar die mense Jesus gesoek het, hom gesmeek het om na hulle te kom, om by hulle te wees, en selfs by hulle te bly. En die menigstes wat Jesus gevolg het en saamgedrom het, net om by Jesus te wees. Amen. Wonderwerke wat hy gedoen het, en al die mooi dinge wat hy gedoen het. En hier kom Jesus, en hy doen 'n wonderwerk in die man se lewe. En die mense merk dit op, en hulle sien die man aan Jesus se voete, en hulle sien nog steeds Jesus weg uit hulle gebied uit. Amen. Kyk na Lukas 24 vers 29. Die pragtige gedeelte van die Emmausgangers waar hulle sê: "Bly by ons, want dit is amper aand en die dag het gedaal." En hy het ingegaan om by hulle te bly. Yes. Selfs die begeerte van die Emmausgangers was dat Jesus by hulle sal bly. Amen. Maar hoekom het hierdie mense Jesus weggejaag en Jesus weggestuur? Hoekom het hulle gevra dat Jesus uit hulle gebied uit sal weggaan? Dit is tot die mense grootste behoefte en begeerte, dat God met ons sal wees, veral wanneer daar pyn is, veral wanneer daar smarte is, veral wanneer daar dood is, veral wanneer daar gebloed
Amen. Johannes 3 vers 16. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, om met die mens te kan wees, om saam met die mens te kan wandel, om die mens te genees, om die mens te red, en om die mens aan te raak in hulle gees en in hulle siel. Dis waarvoor Jesus na hierdie aarde toe gekom het, dat hy toch met die mens sal wees. Christus is Immanuel, God met ons. En jou koortjie wat ons so dikwels sing, gaan my nie verby o heiland, wyl die ander seën jou ook verby. Amen. Dit is 'n begeerte van die mens, dat Jesus by ons sal wees. Daarom is dit onverstaanbaar, onverklaarbaar, dat die Galileërs daar so 'n groot wonderwerk net Jesus wegstuur en ons smeek om uit hulle gebied weg te gaan. So half amptelik, so half formeel. Klonk 'n vraag, gaan net met ons langsleep asseblief, gaan net weg van ons af, bly net weg van ons. Niemand wil toch van God verlaat wees nie. Toch vind ons in Lukas 5 vers 8, waar Petrus by geleentheid vir Jesus gesê het, gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige mens. Dit is die enigste rede waarom iemand Jesus wegstuur, of Jesus nie van hou nie, is dat in die sondige toestand in die openbaar van God se opregtheid en heiligheid geopenbaar word. Dis waar. Waarom het die Galileërs Jesus versoek om weg te gaan? Die woord van die Here sê by die gedeelte in Markus 5 van vers 1, terwyl ons hierdie gedeelte gelees het. Ek meen Jesus het in 'n storm gekom. Die duiwel wou Jesus en die disippels doodmaak. Die bootjie laat sink voor hy by hierdie man en voor hy by die Galileërs uitkom. Die duiwel wou hom verhoed en Jesus het teen alles daar gekom. Die Bybel sê, toe Jesus aan wal kom daar 'n duiwel besetene na hom toe gehardloop. Matteus 8 vers 28 praat van 2 besetenes wat na hom gekom het. Jesus het nie net een besetene genees nie, hy het 2 besetenes genees en hy het verlos, na toch, en ja, die mense, Jesus weg. Dis waar. Hoekom het die Galileërs Jesus versoek om weg te gaan uit hulle gebied? Ek het nie altyd so gedink. Ek het al baie preke gehoor in die gedeelte in die besetene van getuie, maar nog nooit 'n boodskap gehoor oor hoekom hierdie mense Jesus weggestuur het van hulle af nie. Miskien ten eerste omdat Jesus hulle boerdery 'n groot knou gegee het. Hulle het geboer met vakke. Hulle het geld gemaak. Dit was 'n besigheid. Dis waarvan hulle geleef het. Wat gedaan het bestaan het. Vakke wat hulle verkoop het. En hier kom Jesus. 2000 van hulle vakke in die see en een slag. Ek meen my broer en my suster, wanneer Jesus al die sak van 'n man en 'n vrou raak, wek dit reaksie op. Amen. Die mense hou die geld, die mense hulle koop nie in alle dinge, maar hulle sal nie vir die Here gee nie. Hulle sal nie die Here vir hulle wegstuur. 2000 van hulle vakke in die see versit. Wanneer God oor sal die mense bees raak, kom maar dit ons negatiewe reaksies. Jesus het die mens hier met die hele skade berokken, maar toch sien hulle nie die wonderwerk raak nie. Amen. Toch sien hulle nie die wonder wat gebeur het nie. Al was daar 2000 vakke wat die see versuip het, as hulle Jesus aanvaar het, het hulle meer terug ontvang in hulle gees, in hulle siel, in hulle stad, in hulle dorp. Jesus het die mense met die hele skade gedoen. Hulle het dit nie aan die wonderwerk wat hy gedoen het nie. Hulle het dit nie aan die 2 besetenes wat genees is nie, of die 1 besetene wat Markus ontplaat, hulle dink nie daaraan nie. Hy sit aan Jesus se voete, gekleed by sy verstand, en hy maak soos 'n lammetjie, sit aan Jesus se voete. Ek dink dit is die beste plek om te wees aan die voete van Jesus. Amen. Aan die voete van Jesus is die beste plek in hierdie dag om te wees. Miskien die tweede, en die Galileërs Jesus versoek om weg te gaan. O
bewys van sy almag, oor sy heiligheid, oor sy krag, wat hy oor die duivels het. Miskien was dit die tweede rede wat hulle op ons soek om weg te gaan. Miskien het dit hulle verskrik. Was dit vir hulle miskien 'n vreemde mag, wat hulle nog nooit gesien het of opgemerk het in hulle stad, in hulle dorp nie. Ek weet dadelijk net nooit niks gebeur nie, maar die moment het God se krag daar kom, toe gebeur daar iets. Amen. En hulle wil niks al mee te doen nie. Miskien het die Galileeners nie besef. Ek weet nie hulle te doen gehad het nie. Ek glo presies verloren. Hulle het nie geweet met wie hulle te doen gehad nie. As hulle geweet het is Jesus, die seun van God, sou hulle hom nie besoek het om weg te gaan in hulle gebied uit nie. Derdens, miskien het hulle Jesus weggestuur oor hulle sondigheid, hulle afgod aanbidding, al die tipe van dinge wat hulle bedryf het, en hulle wil voortgaan daarmee, hulle wil dit nie los nie. Weet jy wat my broers en susters, wanneer jy 'n besluit vir Jesus neem, moet jy sekere dinge los en laat staan. Amen. En Jesus volg. Hierdie mense was nie bereid om dit te doen nie. Hulle het Jesus gesê, uit ons gebied uit, ons wil voortgaan, soos wat ons sal gaan. Amen. Voor die reinheid van Jesus, het hulle miskien in die sondigheid gewaar. Ek wil vir jou sê, my broer, my suster, die oomblik wat die Jesus verskyn, en sy teenwoordigheid inbeweeg, raak die mens bewus van sy sondige toestand, en sy hulp van die Almagtige alleen, wat hom kan help. Hier dink ons dadelijk aan Petrus se besoek. Gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige man. Gaan weg, ek is 'n sondige mens. Jesaja 6:5. Weer my, ek is verlore, want my oë het die koning, die Here van die leerskade gesien. Gedala het die koning van die leerskade gesien. Gedala het hom opgemerk en hom gesien en onmiddellik bestraf van hulle sondige toestand. Johannes sê in Openbaring 1:17. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. Ek wil jou sê, God se heiligheid is magtig. Amen. God se heiligheid is groot. En geen mens kan standhou voor sy krag en sy heiligheid en sy almag nie. Met die aanskouing van die heiligheid van God, laat die mens dikwels terugtuig van die Here. Het jy al gevoel, wanneer jy die week 'n moeilike tyd gehad het? Miskien by die werk, miskien met iemand, of iets wat jy teen iemand het, of 'n saak wat jy met iemand het. Wanneer jy nou oggend soos hierdie staan, kan jy die hande opsteek en jy weet nie vrymoedigheid nie. Van dit heilige hande wees wat opgehef word na God. Nie hande wat met bloed bevlek is of met sonde bevlek is nie, maar heilige hande opgehef. Yes, Jesus. Wat jy gaan in sy lewe ook al mag gewees het, bly dit 'n skandvlek op hulle. Geskiedenis sê, ek kan nie sê of dit die weg is nie, maar teenoor, bespiegel daaroor, dat omdat hierdie mense Jesus weggestuur het uit hulle gebied, as gevolg van die varke, wat hulle nie op voet wou gaan en bedryf en verkoop, en Jesus se almag uit hulle midde uit weggestuur het, is dadelik verwoes deur varke, wat met hulle stoet, daai hele plek omgeploeg het, die huise deurgestorm het, en die hele Gadara verwoes het, omdat hulle varke gekies het. Jesus. Ons sien dit in die wêreld waar ons leef. In plaas van om God te kies hulle varke, hulle sit in die bene, en hulle is tevrede daarmee. Hulle is tevrede daarmee. Wat is ons houding teenoor Jesus? Amen. Wat is jou houding, myne, teenoor Jesus in hierdie môre? Stuur ons op weg. Ons smeek ons om by ons te bly. Toe leergeen van die duiwels verlos is, het hy Jesus gesmeek om by hom te bly. Dis mos die lekkerste, die wonderlikste, die mooiste. Amen. Die beste Afrikaanse woord, lekker. Dis die lekkerste
lekker om Jesus by jou te hê. Amen. Om Jesus by jou sy te hê. Jesus het nie toegelaat dat jy moet saam met hom weggaan nie. Hy het gesê, gaan aan die mens, jou mense twee vertel hulle wat die groot dinge die Here aan jou gedoen het, en dat hy jou barmhartig was. Ek en jy het 'n boodskap. Ons het 'n boodskap om uit te dra aan die wêreld dat buite dat God barmhartig is vir ons. Amen. Dat God barmhartig vir my was, dat God my gehelp het. Hy moes bly getuie vir Jesus te wees. Wat sê ek vanmôre? Miskien nie met woorde nie, maar tot met jou lewe. Kom van my Here. Sit jy by die huis? Kyk jy die televisie? Raak besig met baie ander dinge wat te lewe. Kom weg, Here Jesus. Maar die begeerte van die mens is toch bly van my Here. Amen. John Newton, ek het dit al vertel, maar vir die wat ek nog nie gehoor het. Die kaptein van 'n skip. Eers in die vloot was hy 'n kaptein. Daar was hy uit die vloot uit verbaan as gevolg van verdowingsmiddels en dinge wat hy aan verslaaf geraak het. En hy begin betrokke raak met ander tipe van skeepvervoer maniere wat hy 'n kaptein van geword het. Vir baie jare ervare kaptein van 'n skip. Beland hy in 'n storm. En toe hy die storm inkom en onder die invloed van verdowingsmiddels en dit wat hy nog verslaaf was, terwyl hy aan die stuur vashou sien, kan hy niks meer sien. Hy kan sy eie hand nie meer sien nie. Dis donker. En die wolke druk saam en die branders en die see slaan teen die skip. En John Newton in sy toestand gesê, hy sal wat ons doen met die skip. Hy sal wat ons doen, dis die einde van sy lewe. En hy kyk op, hy kan niks sien, is donker. En hy roep uit die Here, ek het U nodig. Amen. Wees my genadig, Yes, ek het U nodig. Red my uit, hierdie omstandighede en die storm uit. En ek sal die res van my lewe wat oor is gee. En hierdie word die disipel van die Here, 'n prediker wat die evangelie in die wêreld verkondig. En hy skryf daar die quote, "Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me." God het my uit die diepte uitgehaal, moddersluiker. Het hy my uitgehaal, uitgeluk, vir jou uitgeluk. Kan jy iemand vanmôre sê, Here, wees met my. Here, bly by my. En mag die Here by elkeen van u wees. En met hierdie gemeente bly, tot ons mekaar weer sal sien. Tot ons saam op ons lewe. Amen.